Is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas wat vandag by ons aansluit is Hanno Higgs. Hy is 'n landbou-ekonomie navorsingsassistent daar van die Universiteit van die Vrystaat af. Welkom Hanno en dankie dat jy by ons aansluit vanoggend. Ja, goeiemôre Doopie. Dankie dat jy my hier het vandag. Dit sal vir my 'n voorreg wees om met jou te gesels. Lekker. So, klimaatsverandering is natuurlik altyd 'n groot probleem. Dit maak nie saak regtig in watter industrie jy is nie. Dit gaan maar oor wat ons agterlaat vir die volgende geslag, maar ons praat spesifiek vandag oor die groot invloed wat klimaatsverandering het natuurlik op veiding. Kan jy vir ons sê in watter konteks is dit? Ja, Doopie. So daar is vele, kan ek sê, maniere wat klimaatsverandering veiding beïnvloed. En ek dink die twee hoofredes of hoofmaniere is wel temperatuur. Mens kan sien in 2 tot 3 grade temperatuurstygings begin jou veld klaar verander. Jou veldsamenstelling verander, jou kwaliteit van jou veld verander. En dan ook reënval. Ek dink is baie moeilik om te boer sonder reënval. Ek weet nie, maar ja. So 'n tekort aan reënval en variasie in reënval, dit gaan klaar jou kwaliteit en jou samestelling van jou veld beïnvloed, ja. So, jy het nou gepraat van reënvalpatrone, droogtes, ons het beide van hulle gesien in die laaste paar jaar wat dit moeilik maak, soos wat jy sê, om te boer, maar hierdie droogtes, reënvalpatrone, hoe kan dit landbou, veidingsbemarking en veeproduksie direk raak? Ja, so, droogtes, plant kan nie sonder water, kan ek so vir jou sê. Hy kort water om te kan fotosinteer. Water is die medium waardeur hy nutriënte beweeg in die plant. So dit bepaal hoeveel biomassa geproduseer word. En dit bepaal dan ook hoeveel veld jy oor het. So ek meen as jy droogtes gaan kry, dan jy gaan minder veld hê as jy nie die regte reserves in jou veld in jou grond het nie. En dan reënpatrone, so as jy verskillende tye reën het, soos vroeë reën, voordele soos verbeterde biomassa en kwaliteit. Jou kwaliteit is baie beter met 'n vroeë reën, maar dan sit jy ook met nadele soos veesiektes en kompaktering. Omdat jy dalk nou 'n bietjie minder gras het aan die begin van die seisoen, klaar gewei is, jou beeste en jou skape loop oor daardie kaal areas en kompakteer dan jou grond. En dan laatreën, ja, dit verleng jou veidingsperiode, maar dit het ook nadele. Jou groei is nie so goed nie, en jou nutriëntewaarde is baie laag. En dan buiteseisoen, soos ons hier in die Vrystaat, as dit in die winter reën, ja, dit help ons om water op te bou in die grond, maar ons grasse gaan nie gestimuleer word om weer te groei voordat die groeiseisoen begin nie. En dan ook, ek ken boere in die Noord-Kaap, hulle is baie afhanklik van die reën, veral die groen grasies, dit bepaal wanneer hulle ramme of hulle bulle by hulle ooe en koeie kan sit, want daardie groen grasie help met konsepsie, as hulle nie prikkelvoeding kan gee nie. Dit is altyd 'n moeilike storie, want nie net moet jy kyk na wat met jou diere gebeur nie, maar nou moet 'n boer ook worry oor die veiding, veldbestuurpraktyke en so voort. Maar hoekom is dit so belangrik om te kyk na wat jy met jou veld doen en vooruit te beplan wanneer dit kom by klimaat wat so vinnig verander? Ja, Doopie, ek dink dis baie belangrik dat ons dit in plek stel, want dit verminder jou risiko en jou kwesbaarheid vir klimaatsverandering. Ek meen, as jy voorbereid is of gereed is vir as iets moet gebeur, dan is makliker om dit te hanteer. So, dit verminder jou kwesbaarheid en jou risiko, en dan ook, as jy nou sê nou maar deur so 'n stadium moes gaan om te herstel, jou herstelperiode is ook korter. As jy die regte reserves het, dan groei jou grasse sommer vinniger. So, Hanno, jy het nou genoem van reënvalpatrone en droogtes, wat dit kan doen aan die grond natuurlik, maar hoe kan oorbeweiding en erosie die impak van klimaatsverandering op veiding versterk of versleg natuurlik? Ja, so, dis eintlik 'n kettingreaksie. So, oorbeweiding, jy verwyder plantmateriaal, jy het baie minder plantmateriaal in jou grond self, so jou grond is nie meer so vasgehou soos wat hy sou wees nie. Dit veroorsaak ook kaal areas, en dan is jy baie kwesbaar vir erosie, winderosie, watererosie, en dan ook op die ander kant, plante is geken om
hitte te absorbeer. Nou as jy minder plante het, dan kan jy nie meer so baie hitte absorbeer nie en eerder word hitte geradieer. So dit dra by tot hitte toename en dan minder koolstof word gesekwestreer uit die atmosfeer uit en dan ook lei dit tot klimaatsverandering. So as ons nou praat oor aanpassingsmaatreëls wat boere kan instel om natuurlik risiko's vir veidinggebaseerde produksie bietjie te verminder, wat sal jy voorstel? Ek dink die enigste ding eintlik is aangepaste veidingstelsels. As jy sien jou area, dit werk nie in jou area nie, pas jou veidingstelsel aan, kyk na jou veidingsperiodes, hoe lank jou beeste in dieselfde kamp loop, hoe ver hulle jou gras afeet. Ek dink daai is baie belangrik goed om na te kyk. En dan tweedens is rusperiodes. Jy moet jou gras laat rus. As hy nie daardie reserves het nie en nie die reserves kan opbou nie, gaan jy sukkel om daardie gras te laat teruggroei. Nou, Anu, kan jy miskien vir ons 'n praktiese voorbeeld of twee gee van wat jy sou gedoen het om seker te maak dat daar is 'n rotasie in veiding, hoe om te kyk na die hoeveelheid veiding waar die gras afgeëet word en hoe om dit dan aan te pas van seisoen tot seisoen? Ek dink 'n nuwe ding wat opslaa maak is bietjie hoër druk beweiding, dat ons gras, kan ek sê, eenmalig afbewei, sodat ons daai reserves nie opgebruik nie. Want as jy die hele tyd oor dieselfde graspolletjie gaan eet, jou wortels word baie kleiner en dis waar die reserves in die plant lê. So as jy daai reserves gaan opgebruik, dan gaan jou gras nie groei nie. So ek dink om eenmalig te probeer 'n grasie te plat te eet en dan verby te beweeg is 'n baie belangrike stelsel of 'n baie goeie stelsel om te begin implementeer. Dink jy dit is belangrik vir boere om ook iets soos voedingsaanvullings in die veld te sit om seker te maak dat jy weet die tekortkoming wat daar is in die huidige veiding word nie oorgedra na die diere toe nie? Ja, verseker. Nee, dit alles hang af van jou area. Ek meen soos as jy daar in die suurveld ingaan, die kwaliteit in die winterseisoen van die gras val heeltemal. So dit sal aanbevelend wees om nutriënte by te gee. In die somer ook dalk energie is nou so 'n bietjie minder, maar proteïene kort jy dalk en so aan. So ek dink verseker moet jy so 'n bietjie aanvulling gee, maar dit hang af van die kwaliteit van jou veld ook. As ons nou praat oor die invloede wat hittestres en temperatuurstygings veidingsprodusente en veevoer kos, wat kan jy vir ons vertel daarvan? So hittestres en temperatuurstygings het 'n groot invloed op jou kwantiteit en jou kwaliteit. So kan ek sê hitte veroorsaak dat jou plant vinniger respireer en baie meer sy proteïene en vette afbreek. So die voedingswaarde neem baie vinniger af in jou plante. So as hy teen daardie hoë temperature blootgestel word, is jou voedingswaarde gewoonlik laag en dan ook as gevolg van hierdie temperatuur jou fotosintese word beïnvloed, so dalk groei hy minder of hy groei te vinnig en dan vrek die plant. So dit is definitief 'n kan ek sê 'n faktor en dan jy word kwesbaar vir siektes en peste op jou gras as die hitte te veel is. Die plante is nie meer so weerstandig tot hierdie probleme nie. En dan verandering in samestelling. Ek meen 'n toename in hitte is geneig om houtagtige plante in jou veld in te bring en dan tog word dit ook as dit te ver gaan bosverdigting. En dis ook 'n groot probleem. So een van die woorde wat ons al meer hoor is die begrip klimaatveerkragtigheid en in die konteks van veiding landbou, hoe kan dit bereik word en hoe kan die boere dan nou kyk vorentoe om hierdie klimaatveerkragtigheid op te bou in hulle eie veiding? So klimaatveerkragtigheid is basically die vermoë om terug te kan bons na 'n klimaatsverandering of te kan herstel. En dit lê, soos ek nou klaar gesê het, in jou reserves. Ek dink as jy genoeg reserves in die grond het en organiese materiaal, hoe meer wortels jy het in die grond, hoe meer ontbinding is daar, hoe meer organiese materiaal is daar. En dit is ook al gevind dat slegs 1% toename in organiese materiaal kan lei tot 'n toename in 200
25.000 liter se houvermoë op 1 hektaar. So ek dink jou organiese materiaal en jou reserves in jou gras is verseker 'n manier om veerkragtigheid te kan hê tot klimaatsverandering. En dan goeders wat boere kan doen om dit te bereik is, soos ons klaar gesê, die regte weidingstelsels in plek te hê en dan ook met kenners te praat. Ek dink dis waar jy die beste inligting gaan kry en dan tyd. Ek meen dit gebeur nie net oor 'n nag dat jou gras gaan groei nie en jou reserves gaan opbou nie. Jy kort daardie langer rusperiodes. Hanno, ongelooflik dankie dat jy met ons gesels het vanoggend. Ons waardeer dit. Dis Hanno Heggs, landbou-ekonomie navorsingsassistent daar van die Universiteit van Vrystaat. Die invloed wat klimaatsverandering op jou veiding het, so kom ons beplan vooruit. Dis Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en ons sien mekaar weer môre.